Goeiemôre broeders en susters. Ons wil baie welkom sê aan almal van u, ook besoekers wat hier mag wees. En ek dink ons wil ook welkom sê vir diegene wat deur middel van die internet deel het aan ons erediens. Ons weet dat van u wat inluister, siek is, ook baie graag hier wou wees. En ons wil u verseker ook dat ons aan u dink, ook in hierdie tyd, en ook ander wat deur middel van die internet deel het aan ons ontmoeting met die Here. Ons bede is dat die Here dit 'n ware ontmoeting met hom sal maak. Die kollektes vir oggend onder die erediens is vir die diakonale kas en die kollekte by die deure gaan vir die klasse se mediese hulpfonds en daaruit word besonderlik emeriti en hulle gesinne gehelp om hulle mediese onkoste te kan dek. Ons gee vanoggend die blomme vir Trina Venter. En ons wil vir haar en die kinders ook die Here se wonderlike vertroosting toebid, ook in hierdie tyd wat voor lê. En dan broeders en susters, sal u sien in die nuusbrief dat baie van ons lidmate baie ernstig siek is. Ons het gehoor dat Henk van der Laan huis toe is. Ons is dankbaar daaroor. Maar jy kan deur die name blaai, lidmate wat baie ernstig siek is, en ons vra u voorbidding vir hulle almal. En gesien, broeders en susters, die week wat verby is, wat vir ons 'n baie swaar week was met die 2 begrafnisse en ons lidmate wat swaar kry, dalk 'n persoonlike woord. Kom ons benut elke dag wat die Here vir ons gee, voluit. Ek het net weer onder die besef gekom, binne oomblikke kan 'n mens se lewe verander. Kom ons sê vir mekaar, benut vandag om lief te wees vir jou mense. Dit vir hulle te sê, dit aan hulle te bewys. Die Here gee ons nog vandag, hy gee ons nog krag en genade vir vandag. Kom ons benut letterlik elke dag van ons lewe. Die res van die afkondigings sal ek dan na die erediens doen. Kom ons begin, broeders en susters, deur saam te sing lied 422. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Dit gaan oor die wonderlike opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood en wat dit alles vir ons beteken. En die Here het ons as gemeente geseën met regtig met die gawe van sang waardeur ons hom kan verheerlik. Kom ons gebruik dit ook in aanbidding en in verheerliking van die Here. Ons sing al 3 die verse, lied 422. Yeah.
Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En daarop sê ons amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Psalm 107 is ons lofpsalm. Ons sing daarvan vers 1 en vers 10. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Psalm 107 vers 1 en 10. Kom ons doen nou saam met mekaar belydenis van ons kosbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit op hierdie oomblik aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die kerk wat ons bely as die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Soos wat ons gesing het, broeders en susters, ons Here Jesus Christus het uit die dood opgestaan. En saam met hom het ons ook opgestaan in 'n nuwe lewe. Luister nou, wat sê die Nuwe Testament oor hierdie lewe? Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe
En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait, gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. Moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek. En julle leef nou die lewe van die nuwe mens. Die nuwe mens wat al meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. So stuur die Here ons 'n nuwe week in. Ook as opstandingskinders, mense wat in ons Here Jesus Christus die lewe, die nuwe lewe ontvang het. Kom ons antwoord hierop met Psalm 19. Ons sing daarvan vers 3 en 4 vir die wat op die internet ingeskakel is, bladsy 89, Psalm 19.
ons bid nou saam. Ons Hemelse Vader, dit is 'n nuwe dag wat U vir ons gee. En ons weet ook U genade is vandag splinternuut oor ons. Dit is U wat ons deur U Gees hierheen geroep het. Want U is 'n God wat met ons in 'n verhouding wil leef. Ons weet ook vanoggend wil U aan ons verhouding met U werklik bou. U wil dit nog inniger maak. Ja, Here, U wil selfs ons verhouding met U herstel. Daarom bid ons dat U vandag ook deur U Gees vir ons elkeen groot openhartigheid teenoor U sal gee. Groot eerlikheid ook oor waar ons in ons verhouding met U staan. Ons bid, Here, dat U aan elkeen van ons daardie wonderlike geborgenheidsgevoel sal gee van 'n kind vir wie sy vader baie lief is. Ons bid, Here, dat U ons oë oop sal maak vir U liefde. Dat U ons oë sal oopmaak ook vir die wonderlike manier waarop U ons versorg. Dat U ons oë ook sal oopmaak vir die pad wat U met ons wil loop. Geef vir ons U ware blydskap diep in die hart. Geef vir ons U vrede. Want Here, U is ons God. U is ons Here. Here, hierdie afgelope week, verlede week, was vir ons as gemeente in baie opsigte baie swaar. Twee van ons lidmate het U na U toe geneem. Ander is ernstig siek. Liggaamlik swak. Ander het groot bekommernis oor hulle gesondheid. En vir hierdie week wat voorlê, Here, wil ons vir hulle bid. Ons wil bid vir troos. Ons wil bid dat hulle werklik, hulle wat ernstig siek is, diep in hulle harte U vrede sal ondervind. Ons wil bid vir al hulle geliefdes. Mense wat hulle moet versorg, dag en nag by tye, wat hulle moet bemoedig, wat vir hulle moet bid, wat vir hulle daar moet wees. Ons bid hulle U krag toe en vra, Here, dat U hulle ook baie besonderlik sal dra, ook in hierdie tyd in hulle lewe. En Here, wil U vir ons daardie genade gee, om werklik dankbaar te wees vir elke nuwe dag wat U aan ons gee. Help ons om elke dag van ons lewe, ook vandag, werklik uit te koop
om vir mekaar te kan lief wees. Help ons om hierdie dag ook uit te koop om in mekaar se lewe hoop te bring. Help ons, Here, om elke dag uit te koop om werklik lief te wees vir ons vrouens, ons mans, ons kinders, hulle wat U so heg aan ons gebind het. Ons bid, Here, dat U ons daarvan sal bewaar om so opgeslurp te word deur die lewe en alles wat gedoen moet word, dat ons die belangrikste verhouding in ons lewe gaan verwaarloos. Gee vir ons mooi balans in ons lewe. En help ons om dit reeds vandag te doen. Here, dit is U woord wat vir ons lig bring in ons lewe. Nou wil ons vra dat U woord dit ook vandag in ons lewens sal doen. Laat ons in U lig, die lig sien. Die lewe, die nuwe lewe wat U ons gegee het. Die lewe met hoop, met vergesigte, met sekerheid. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees vanoggend twee gedeeltes uit die Evangelie van Lukas. Lukas 22 vanaf vers 54 af. En dan ook Lukas 24 vanaf vers 28. Lukas 22 vanaf vers 54. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê: "Die een was ook saam met daardie man," verwysende na ons Here Jesus. Maar Petrus het dit ontken deur te sê: "Juffrou, ek ken hom nie." Rukkie later sien hy iemand anders hom en sê: "Jy's mos ook een van hulle." Maar Petrus antwoord: "Man, ek is nie." Na verloop van so wat 'n uur het nog een met beslisheid beweer: "So waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër." Maar Petrus sê: "Man, ek weet nie waarvan jy praat nie." En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het: "Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon." En dan lees ons hierdie woorde: "En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil." Lukas 24, ons lees vanaf vers 28 af. Dit is die verhaal van die Emmausgangers na die opstanding van ons Here Jesus. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy, dit is ons Here Jesus, gemaak asof hy verder wou gaan.
Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan. En hoor nou, en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Teksverse, broeders en susters, is net 'n paar woorde. In vers 34 van Lukas 24. En hy, dit is ons Here Jesus Christus, het aan Simon verskyn. Hy het aan Simon verskyn. Weet jy, as daar een disipel van ons Here Jesus was wat met sy kruisiging 'n absolute neergeslaane mens was, 'n geestelik gebroke mens, dan was dit Simon Petrus. Maar weet jy, as daar 'n disipel van ons Here Jesus was wat nooit weer in sy lewe opstanding Sondag sou vergeet nie, dan was dit hierdie einste Petrus. Van daardie dag het Petrus op so 'n besonderse manier beleef wat Christus se kruisiging en sy opstanding vir hom as mens beteken. Nou ons ken almal, broeders en susters, vir Simon Petrus. Hy was daai voortvarende disipel van ons Here Jesus Christus, altyd eerste om te praat. Die woorde het sommer net gekom. Altyd eerste om op te tree, om dinge te doen. Ek dink partykeer het hy nie eers gedink voordat hy iets gedoen het nie. En dit was juis hy wat kort voor ons Here Jesus se kruisiging met baie groot selfversekerheid vir ons Here Jesus gesê het, Here, ek is bereid om saam met u gevangenskap en die dood in te gaan. Dit is so tipies Petrus. Maar weet jy, hiervan het daar min tereggekom in sy lewe. Toe ons Here Jesus, nadat hulle hom gevang het, om begin weglei het na die huis van die hoëpriester, het daar oomblikke in Petrus se lewe aangebreek, waaroor Petrus hom nog geweldig sou verwyd, vir homself sou verwyd. En daardie aand, daar in die binneplaas van die hoëpriester, het hy wat Petrus is, sy Here 3 keer verloon. 3 keer is hy gekonfronteer dat hy 'n disipel van Jesus Christus is. 3 keer het hy dit ontken. Selfs met 'n eed. Ja, en Petrus se woorde was skaars koud. Toe kraai die haan.
En toe kyk Petrus vas in die oë van ons Here Jesus. Daar waar hulle besig was om hom weg te lei, gevange te neem. Toe kyk hy vas in die oë van sy Here wat hy sopas verloon het. En soos 'n mes moes dit deur Petrus gesny het, daardie woorde van die Here. Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie. Hierna, broeders en susters, vlug Petrus buitentoe. En begin hy bitterlik te huil. Hy huil omdat hy deur sy optrede sy Here diep seer gemaak het. Dit was trane van geweldige berou in Petrus se lewe. Dit sou vir Petrus sekerlik die langste nag van sy lewe gewees het. Hy het besef, ek het my Here verloon. Hy het besef, maar ek het hom verloon, toe mense hom nie meer wou hê nie, toe hy alleen was. Ek, Petrus, het my Here verloon, toe niemand meer vir hom wou omgee nie. Dit is wat ek gedoen het. Dink jy Petrus se pyn in, broeders en susters, sy selfverwyte. Dink jy maar net daardie absolute gevoel van mislukking in. Daardie skaamte voor God. Ek het my Here verloon. Dink jy Petrus se vrees in? Het ek nie hiermee iets gebreek tussen my en God nie? Het ek nie hierdeur iets gedoen wat tussen my en God nie weer heel gemaak kan word nie? Petrus was 'n gebroke mens oor sy optrede. Ja, en Petrus sou daardie nag seker alles wat hy gehad het, wou weggee net om weer vir ons Here Jesus Christus te kon sien. Ek dink Petrus sou alles wou gee, om hom net weer te sien, voor sy voete neer te val, om vir hom vergewing te vra. Maar dit was te laat. Die Here Jesus was klaar in die hande van sy vyande, kort hierna is hy gekruisig. En Petrus het bly leef met hierdie sonde wat hy gedoen het. Ek het my Here verloon. Maar dan, broeders en susters, dan breek die lig van 'n splinter nuwe dag ook in Petrus se lewe. Dan word dit lig daardie Sondagoggend, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. Die vroue wat intussen al graf toe was, kom terug en hulle bring vir die disippels daardie groot boodskap: Jesus is uit die dood opgewek. Maar as hulle dan by die disippels kom, dan kom hulle ook daar met 'n opdrag. Daar's vir die vrouens gesê, gaan sê vir sy disippels,
En dan staan daar en gaan sê in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea, daar sal julle hom sien, soos wat hy vir julle gesê het. Broeders en susters, hoor jy wat gebeur hier? Petrus se naam word weer genoem. Petrus van alle mense kry besonderlik die boodskap. Gaan na Galilea toe. Jesus wil julle sien. Hierdie persoonlike boodskap aan Petrus het vir hom, broeders en susters, en dit kan ons so goed indink, so ontsettend baie beteken. Dit was as ware die eerste ligstraal van hoop in sy lewe. Waar die ander disippels die boodskap van die vrouens nog daaroor getwyfel het. Hardloop Petrus na die graf toe. En as hy by die graf kom en die leë graf sien, dan lees ons dan gaan hy vol verwondering terug huis toe. En kort hierna kom die groot oomblik in Petrus se lewe. In die tyd van sy terugkeer van die graf af en ons Here Jesus se latere verskyning aan Petrus, verskyn ons Here Jesus Christus, die opgestane Here Jesus, aan hierdie disipel van hom, aan Petrus. Ek en jy moet dit nie miskyk nie, broeders en susters. Wat gebeur hier? Ons Here Jesus Christus gaan soek vir Petrus persoonlik op. Daar was 'n ontmoeting tussen die opgestane Here Jesus Christus en hierdie sondestikkende disipel van hom. Wat in daardie ontmoeting gebeur het, word nie vir my en vir jou vertel nie. Ek dink ons kan aanvaar dat daar berouvolle woorde oor Petrus se lippe gekom het. Miskien die woorde van die verlore seun. Smeekwoorde om genade. Daai ontmoeting moes die opgestane Here Jesus met Petrus gepraat het. Ons weet nie wat het daar gebeur nie. Wat daar tussen hom en sy Here gebeur het, is bloot eenvoudig te persoonlik, te intiem om heeltemal geopenbaar te word. Vandaar het 'n sondaar mens sy verlosser ontmoet. Maar weet jy, broeders en susters, een ding weet ons. Daar in daardie ontmoeting met ons Here Jesus het Petrus genade gevind. Het hy genade gevind in die oë van die Here. Daar in daardie ontmoeting is sy verloning om vergewe. In daardie ontmoeting het ons Here Jesus 'n lewe wat in skerwe gelê het. Het hy in sy liefde en sy sorg weer heel gemaak. Want weet jy wat gebeur hierna?
Toe Petrus en die ander disippels 'n week of wat later besig is om vis te vang by die see van Tiberias, dan verskyn ons Here Jesus weer aan hulle. Toe hulle klaar saam geëet het, wat doen hy toe? Toe praat hy met Petrus. En daar kan ons gaan lees wat hy gesê het. Daar praat hy nie met Petrus oor sy verloning nie, want dit is hom vergewe in daardie diepste oomblikke van sy lewe. Nee, toe die opgestane Here Jesus weer met Petrus praat. Wat sê hy vir Petrus? Hy sê, Petrus, laat my lammers wei. Ek het vir jou werk om vir my te gaan doen. Wat sê hy vir Petrus? Hy sê, Petrus, pas my skape op. Petrus, ek wil jou gebruik. Ek het vir jou werk. Vir Petrus gee hy daardie opdrag. Laat my skape wei. Sien jy, 'n stikkende, berouvolle sondaar mens het genade gevind. En dit is my aangrypend. Ons Here Jesus het hom gaan opsoek. Hy het hom gaan opsoek in sy stikkende sondepyn. Hy het Petrus se wonde genees. En hy vat daai einste Petrus. En hy maak van hom van daar af 'n krag in sy kerk en in sy koninkryk. En weet jy, broeders en susters, hierdie Petrus, as hy later sy briewe in die Nuwe Testament skryf, weet jy waaroor kan hy net nie uitgepraat raak nie? Hy praat heeltyd van die kosbare bloed van Jesus Christus waardeur ons verlos is. Ons kan dit nou verstaan. Want hy het beleef wat Christus se dood en opstanding vir hom beteken. Ek en jy vind vandag nog in hierdie paar woorde en hy het aan Simon verskyn. Nog geweldige troos en bemoediging. Weet jy, dit sê vir ons in die eerste plek iets oor ons Here Jesus Christus, oor homself. Die hoogte van sy opstanding uit die dood. Sy triomf uitroep, aan my behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Dit verhinder hom nie om in die dieptes van 'n gebroke, stikkende, sondaar mens se lewens in te kom nie. Al lees ons dat sy stem soos die gebruis van baie waters is na sy opstanding. Is hy steeds die een wat sy kinders op die naam roep met 'n sagte stem. Na sy opstanding ontferm hy hom nog oor 'n mens wat smag na genade. Ontferm hy hom oor 'n mens wat smag na vergewing. Wat daarna smag dat my stikkende, gebroke verhouding met die Here herstel word. Daarom, my liewe broer en suster, moet jouself nie te gering ag vir die persoonlike aandag van Jesus Christus, jou Here nie. Die opgestane Here Jesus Christus
is steeds jou herder, wat jou op jou naam ken. As hy aan Simon Petrus verskyn het, moet ek en jy weet, in sy oë is ek en jy nie 'n hopelose geval nie. Hy gaan nie eers, broeders en susters, en bereken al ons merites nie, ons verdienste voor God nie. Christus is baie ruimer as mense. Hy is baie liefdevoller as mense. Waar hy 'n mens kry met 'n behoefte om genade. Waar hy 'n mens kry met 'n noodkreet om genade wat gebore is uit werklike berou oor sondes. Daar kom hy as herder. Dan kom hy met sy deurboorde hande, die hande wat in die kruis gehang is. Dan kom hy om vergifnis te gee. Dan kom hy om reg te maak wat stikkend is. Dan kom hy om gesond te maak wat siek is. Maar dit gaan uitloop, broeders en susters, op 'n persoonlike ontmoeting met jou Here. 'n Persoonlike ontmoeting met jou Here. 'n Ontmoeting soos wat Petrus met die opgestane Here Jesus gehad het, sal ek en jy in hierdie lewe nie beleef nie. Hy is in die hemel. Maar hy is hier, deur sy woord en deur sy gees. En hy kom op verskillende maniere, om daardie breuk tussen ons en God te kom heel. Hy kom op verskillende maniere, om ons te verseker van vergifnis. Hy kom op verskillende maniere om jou en my weer op te tel, teen hom vas te druk. En om ons dan uit te stuur in hierdie erediens, my liewe broeder en suster, kan hy jou kom opsoek. Dalk in die stilte op hierdie wonderlike Sondagmiddag kan gebeur aan 'n nagmaalstafel. Waarin hy na jou toe kom. Of voor jou geopende Bybel, of daar waar jy besig is om te bid. Of miskien op 'n siekbed. Dis 'n baie persoonlike ontmoeting. Daar word dinge gesê en bely tussen ek en my God. Dis 'n baie brose ontmoeting. Dis 'n baie teer ontmoeting. Maar daar wil die lewende Christus vir my en jou weer heel maak. Ons verseker van sy vergifnis. Vir ons optel om 'n krag in sy koninkryk te kan wees.
Ons Here Jesus, broeders en susters, het mos nie verniet vir ons gesterf en opgestaan nie. Hy het dit nie verniet gedoen nie. Ons Here Jesus Christus lewe. En hy wil hê dat ek en jy ook in hom sal lewe. Die nuwe lewe sal ken, sal vier, daaroor sal bly wees. Want dis hoekom hy nie net vir ons gesterf het nie, maar ook vir ons opgestaan het in 'n nuwe lewe. Amen. Tussen ons en God, broeders en susters, word daar baie persoonlike dinge gesê en bely en gepraat. En baie keer is dit niks anderster as die woorde eintlik van die verlore seun wat net terugkom huis toe nie. Kom ons sing lied 510 vers 1, 2, 3 en 4 en daarna bid ek vir ons. Ons hemelse Vader, elkeen van ons, soos ons hier sit, het U so nodig, verskillende maniere. Ons dankie dat ons mag weet, ons Here Jesus Christus, al het hy opgestaan, sit hy aan U regterhand, is steeds herder vir ons. Omgewe met groot mag, sit hy aan U regterhand, maar steeds met 'n hart wat omgee vir ons.
Vader, wil U ons optel in ons lewe. Gee vir ons heerlike sekerheid van vergifnis waar ons dinge tussen U en ons opgemors het. Gee vir ons die vreugde dat al ons sondes vergewe is. Gee vir ons die blydskap dat U ons juis ook wil gebruik in U koninkryk, dat U ons wil stuur, dat U van nietige sondaar mense soos ons gebruik wil maak, om U lig te laat skyn in hierdie wêreld. O Herder, wil U na ons kyk, die skape wat aan U behoort. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Deel van ons dankbaarheid, broeders en susters, is nou die liefdegawes wat ons afdra, en daarna sing ons lied 207 vers 1 en 4.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Vra net die aandag, broeders en susters, vir letterlik 'n paar saakies. Die eerste is oor die koningskinderskamp. U weet dat dit vir ons gemeente 'n baie belangrike en 'n wonderlike diensgeleentheid is. Ons gaan kamp met die koningskinders in die begin van Oktober. En nou wil ons weer vir al ons oupas en oumas vra. Wil julle nie asseblief vir hierdie kinders lekker beskuit en lekker koekies gaan bak nie. Hulle geniet dit, dis iets wat hulle nie by hulle huise kry nie. Ek kan nie verseker, elke koekie is vir hulle iets besonders. Ons vra dat u dit net voor die 30ste September sommer daar by die mediateek neersit, ons sal dit daar kry. Merk ook net alle bakke as u dit wil terug hê, ons sal sorg dat dit terugkom. Dan vergader Klasses Boland die 15de September hier in ons gemeentesentrum. En ons het 'n bietjie hulp nodig met die bediening van tee en verversings met middagete ensovoorts. Daar is 'n berig in die nuusbrief. Ons vra groot asseblief, as u kan help, laat weet asseblief daar vir Marijke. En dan, broeders en susters, maar geduld met my, ons telefoon by die huis, internet, alles is af, daar's niks. Dus ek kan sien daar lê klomp e-posse, kan dit ongelukkig nie op hierdie stadium antwoord nie. Bel gerus op die selfoon as daar iets is waarmee ons kan help. En dan gee ons vir Elise kans, en ek dink u weet waaroor gaan sy praat. Die groot aand, die 18de September, ons Pick n Proe. Elise? Nee, laat ek op vashou. Ek staan nou, dit voel of ek al so baie kere hier staan, dat ek ook al die kansel begin oorweeg. Die Pick n Proe, ek het van die lyste nou afgehaal, want daar's nou, die lyste is vol op daai wat ek afgehaal het. Maar ons kort eintlik nog 'n hele klompie geregte en kaartjies. Ek seker van julle het die skyfies gesien. Ons trek nou by so 53 kaartjies wat ons verkoop het en ons het so 44 geregte. Maar ons mik om dan ten minste iewers die 150s en 200ste wil sien. En as jy 'n dis borg, moet jy 'n kaartjie ook koop. So dit is nie as jy nou 'n dis maak dat jy nie 'n kaartjie hoef te koop nie. En ek het toevallig gister gehoor iemand wat wil brode bak en sê nee, maar hoe gaan jy nou die brode bedien? As jy 'n brood sou bak, daar gaan smere wees, so jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. En ons het 'n disinskrywing gekry van Ronel af uit Ghana uit. Sy gaan 'n Ghana gereg vir ons bring. En as die wat soppe maak, ek weet nou nie wat is die korrekte Afrikaans nie, maar meeste mense ken dit as 'n sloukoeker. As jy sloukoekers het en jy maak byvoorbeeld ook soos 'n stowegereg of so, dan kan jy, as jy een het, dit asseblief vir ons daaraan bring, want dit is makliker om dit so warm te hou. En die van julle wat, hulle noem dit warm skinkborde, maar ek ken dit as 'n hotplate. As jy dit het, asseblief of jy dit vir ons ook sal leen, sodat ons ook die geregte kan warm hou. En ja, en die nageregte, asseblief konsentreer vir ons bietjie meer op hulle, want dit help nou nie, ons het baie kos, en ons het nie iets vir die soet tande ook nie. Dankie, julle lekker dag.